Daar is twee stemme en albei roep jou. Een lei na lewe, een lei na die dood. Maar hier is die gevaar. Hulle klink partykeer dieselfde. Welkom. Vandag is nie net 'n praatjie nie, dis 'n keuse. Ons kyk na Spreuke hoofstuk 9, die klimaks van die eerste fase uit die boek Spreuke, naamlik hoofstukke 1 tot 9. 2 uitnodigings, 2 paaie, 1 besluit. En jy maak daardie besluit elke dag. Ons kyk na verse 1 tot 6, die uitnodiging van wysheid. Salomo skryf hierso, wysheid het haar huis gebou. Hier sien ons iets kragtig. Wysheid bou, wysheid berei voor, wysheid nooi jou in. Sy maak 'n fees gereed. Nie 'n vinnige oplossing nie, 'n volledige lewe. Sy sê, kom eet van my brood. Dit praat van voeding, van groei en van lewe. Ons lees ook daarvan in Jesaja 55 vers 1 tot 3. Kom koop sonder geld. Ook in Johannes 6 vers 35 sê Jesus, ek is die brood van die lewe. Die waarheid is, wysheid bied nie net raad nie, sy bied lewe. Want vers 6 sê, verlaat julle eenvoud en lewe. Die geheim is, jy moet iets los om iets nuut te kry. Ons kyk na verse 7 tot 12. Hoe reageer jy op korreksie? Hier verander die fokus. Nou gaan dit oor jou hart. Hoe reageer jy wanneer jy reggehelp word? Salomo skryf hier, bestraf die wyse en hy sal jou lief hê, maar bestraf die spotter en hy haat jou. Hierdie is baie diep. Wysheid word nie gemeet aan wat jy weet nie, maar hoe jy reageer op waarheid. Ek wil dit graag weer sê. Wysheid word nie gemeet aan wat jy weet nie, maar hoe jy reageer op waarheid. Spreuke 1 vers 7 bevestig dit ook. Hy skryf, die dwaas verag wysheid en tug. Galasiërs, soos verlede keer, herinner ons in Galasiërs 6 vers 7, wat jy saai, sal jy maai. As jy Esegiel 18 vers 20 lees, dan word jy opgerig daar deur persoonlike verantwoordelikheid te neem. Die waarde daarvan. Die sleutelvers hier is, en dit sê, die vrees van die Here is die begin van wysheid. Dit beteken, sonder eerbied vir God, is daar geen ware wysheid nie. Die vraag is jy leerbaar, of verdedig jy jouself altyd? Verse 13 tot 18 wys vir ons op die stem van dwaasheid. Maar hierdie is die tweede stem wat kom, dwaasheid. Sy lyk soortgelyk as wysheid. Sy roep ook. Sy nooi ook. Maar sy weet niks. Sy is luidrigtig, onkundig, misleidend. Sy sê, geestelike water is soet. Dit klink goed, maar is 'n leuen. Jakobus waarsku ons ook in Jakobus 1 vers 14 en 15, van hoe sy begin. Hierdie leuen begin met begeerte. Begeerte baar sonde, dan doen jy sonde. Sonde baar uiteindelik die dood. Matteus 7 vers 13 waarsku ons ook. Hy sê die breë pad lei na verderf. Die gevaar? Dwaasheid verkoop plesier, maar lewer uiteindelik die dood. Salomo skryf, hy weet nie dat die dooies daar is nie. Dis die skrikwekkende deel. Mense dink hulle leef, maar hulle is besig om te sterf. Die groot kontras lê in die twee tafels. En hier is die hele hoofstuk in een beeld. Wysheid se tafel lei na lewe, na groei,
na waarheid en uiteindelik die guns van God. Dwaasheid se tafel lei na illusie, na sonde, na misleiding en die dood. Psalm 1 sê vir ons dieselfde. 2 paaie, 2 uitkomste, maar daar's nie 'n middelpad nie. Jy kies elke dag. Spreuke 9 sê dit. Jy word elke dag genooi. Jy maak elke dag 'n keuse. Maar ook nie net in groot besluite nie. Juis in klein gewoontes, gedagtes, woorde, verhoudings. Alles bou jou pad. Die vraag is, en so vra ek jou vandag, watter stem volg jy? Wysheid of dwaasheid? Want die een lei na lewe en die ander lei na dood. As hierdie woorde jou getref het, like, subscribe en deel dit met iemand anders. En tik sommer hieronder, ek kies wysheid. Want daar is 2 stemme, maar net een lei na lewe. Kies reg. Tot volgende keer.